die oggend tot 3 uur daardie middag. En vanoggend toe ek opstaan en ek lyk so mis hang vanoggend buite, dink ek so vir myself, Here, ek wonder of die dag toe die Here Jesus gekruisig is, of dit ook so gelyk het. So bietjie grys, half bietjie mislik soos vanoggend. Ek weet nie of dit 'n sonskyndag sou gewees het op daardie dag waar die Here Jesus gekruisig is. Ons weet nie. Dit maak nie tegnies baie saak nie. Maar in myself het ek gedink, Here, dit lyk vir my 'n dag soos vandag, wat vir ons normaal is, dat die Here Jesus gekruisig is vir ons. En meer as dit, hy is nie net gekruisig nie, hy het gesterwe. En toe hy sterwe, bring hy verlossing. Hy het verlossing, natuurlik die opstanding. Maar ons maak reg vir Sondagmôre, dat die Here God Almagtig hierdie opstanding aan die kerk sal gee, en die kerk het nodig om te weet dat Jesus Christus leef. Maar nie uit kennis uit nie, uit jou innerlik. Amen. Gaan ons die Here aanbid vanoggend. Sal ons julle reg aan hulle kan, wat ons gaan. Roan, is jy reg? Baie dankie. Jesus Christus leef, hy het opgestaan. Vader, ek wil U bid vanoggend. Die hand van Satan, Here, in hierdie huis bind, en bestraf, en vra dat die vrede van God hierdie plek sal volmaak vandag, Here. Here, ek wil U eer, dat ons hier is om U te aanbid. Here, ons is nie hier vir vlees en bloed nie, maar vir Jesus Christus, die Seun van God. Here, ons eer U vanoggend dat ons hierdie geleentheid het, hierdie kans het om voor U te kan kom staan. Here, regverdig verklaar deur die bloed van Jesus, gewas in die woord van die lewe. Heilig, Here, omdat God se Seun vir ons die sonde las gedra het. Ons is kinders van die Here.
Daarom kan ons vanmôre saam sing, Here, in moments like these. In moments like these, Here, op hierdie dag onthou ons meer as van tevore, dat die Here Jesus Christus gekruisig was. Here, ons onthou vanoggend, dat hy dit vir ons gedoen het. Ons eer U. Amen.
Here, ons het U lief vanmôre. Here, omdat U ons eerste lief gehad het. Here het ons eerste lief gehad en ons eerste gesoek. En Here, toe U ons vind, het U ons 'n nuwe hart gegee. Here, nie hart van klip nie, hart van vlees, om U Gees te kan ken en Jesus te kan sien, net soos wat hy is. We shall see Jesus just as He is. Daar sal 'n dag wees, kind van die Here, dat ons hom sal sien. Maar ek bid die Here, die God van hemel en aarde, dat ons hom nou in ons gemeente sal sien, net soos wat hy is. Hy is 'n verlosser. Hy is 'n geneesheer. Hy is die ware seun van God. En sy naam is Jesus. En jy wat vanoggend hier staan, kind van die Here, wat in jou eie hart sê, ek dink nie ek weet wat dit is om ware liefde te ken. Dis mense wat vanmôre hier staan, wat nie regtig weet in hulle self wat ware liefde is nie. Nie weet hoe ware liefde te gee nie, en nie weet hoe ware liefde te ontvang nie. Jy moet vanmôre vas staan. Jy moet vanmôre vas staan. En die Here gaan iets vir jou hart doen vandag. Daar is net een God in hierdie huis. How great thou art. Hoe groot is hierdie God van ons vanoggend. Yeah.
wat vanmôre hier staan, wat die liefde nie ken nie, wat liefde nie kan deel soos wat hulle moet deel nie, omdat daar iets met jou gebeur het, wat jou seer gemaak het, en jy verstaan nie die liefde. Mag ek vanmôre vra, dat hierdie paar mense vanmôre vir my sal uitkom voor hom. Hierdie mense wat sê, Here, daar het iets met my gebeur, en dit is asof ek nie die liefde meer ken, en asof ek nie liefde kan deel. Mag ek jou vra om te kom vanmôre. Vader, U is God, en ek wil U bid vanmôre, om hierdie mense te doen, Here, net U weet wat dit is. Dit is die mens die kan liefde ontvang, kan hulle liefde gee. En Here, U weet wat dit is om seer te kry, en U weet wat dit is, Here, om liefde nie te ken, want U eie volk het U ook nie gesoek nie, maar het ons gesoek. En vir elkeen van die mense vanmôre, Here, en selfs daai een wat nie vanmôre uitgekom het, wil ek vanmôre by die voete van die kruis neerlê, en wil U bid om vanoggend te genees. Here, gee hulle liefde, die liefde van 'n lewende God, en leer hulle, Here, weer om liefde te deel met die mense rondom hulle. Ons gaan vir hulle bid vanoggend, kind van die Here. Ek gaan die pastore vra om saam met te kom bid terwyl julle anders sing. Die diens is definitief nie verby vanoggend nie. Wil ek hom vir ons speel sing.
prys U vanmôre. Here, ons loof U vanmôre, ons eer U vanmôre. Here, daar is net een wat die prys betaal het, sy naam is Jesus. Here, hy is die Seun van God. Hy is die lelie van die dale, die blinkmôre ster, Here, en sy naam is vanmôre wonderbaar in hierdie huis. Here, ons wil U eer gee. Ons wil U aanbid vanmôre en ons wil U prys dat U God is. Here, dit is so dat daar geen God soos U is nie. Daar is net een Vader. Here, daar is net een Seun. Daarom is daar net een hoop, een geloof. Here, ons eer U dat daar vanmôre vir die kerk van Suid-Afrika, vir die kerk van Dunamis, vir die gemeente van Dunamis, Here, net een kruis is. Daar is net een kruis. Daar sal nooit weer 'n kruis hoef te wees nie. Want daar is net een lam, die lam van God, die leeu uit die stam van Juda. En Here, eenmaal het hy ingegaan met sy eie bloed en vir ons verlossing bewerk. Daar is net een kruis. Ek wil U bid vanoggend, Here, daardie een kruis, daardie een offer in Suid-Afrika se gemeentes, in ons gemeente, Here, vas te maak en terug te trek na hierdie een kruis toe. Die kerk van God moet by dieselfde kruis uitkom. En ek wil U bid vanmôre dat ons land by die kruis van Jesus Christus sal by uitkom. Hierdie gemeente by die kruis sal wees, Here. Ons wil U eer vanmôre. Ons wil U prys. Ons wil U aanbid. Here, soos my suster gesê het, ons woorde kan nie altyd dit openbaar wat in ons hart is nie. Maar ons het blydskap vanmôre dat U ons God is. Sal ek kan ons nog een keer saam sing. How great Thou art. Guns van God. Gawe van die Here. How great Thou art. Oh
Kyk, vanmôre spreek die Here. En kan jy dan nie merk dat ek vanmôre by die huis in beweeg het nie? Ek kan nie dan nie merk dat dit 'n gunstige tyd is waar ek my volk besoek nie. Maar ek het nie gekom dat jy nie moet lewe nie, spreek die Here. Ek het gekom dat jy lewe moet hê. Daar lê 'n uur voor jou, spreek die Here, waarin jy my lewe sal sien soos nog nooit van tevore nie. Daar lê daar voor jou waar ek wonders en tekens deur jou hande sal doen en my seën sal geopenbaar word. Kyk, spreek die Here, in die laaste dae sal ek my gees uitgiet. Waarom dink jy dat die laaste dae nog moet kom as die uur reeds hier is, wat ek my seën gaan verheerlik? Kyk, vanmôre spreek die Here, sal jy dan let op die gunstige tyd wat ek jou kom besoek en aan jou goed doen? Sal jy dan let vanmôre dat dit ek is wat in beweeg het om goed te doen vanoggend? Dat ek nie hier is om enigiets op te lig behalwe die werk van die kruis nie. Is ek dan nie vanmôre hier om my seën te openbaar nie? Hoe sal ek jou hart ken as hy nie alreeds die prys betaal het dat ek jou hart sal ken nie? Weet jy dan nie vanmôre dat ek nog vir jou is nie, spreek die Here? Kan jy dan die mure rondom jou sien? Weet jy dan nie dat ek dit vir jou sal breek? Vanmôre nie, spreek die Here. Kan jy dan die valleie sien wat opgevul is met lewende water? Sal jy dan nie self kom drink uit die fontein en die fontein wees wat ek oor besluit het nie? Jy is vanmôre myne en ek het jou duur gekoop sodat ek jou kan gebruik in hierdie uur, spreek die Gees van die Here. Halleluja. Halleluja. Vanmôre, Here, ons eer U vanmôre, Here. Ek vir pastoor Derrick vra om vorentoe te kom vir ons. Ek kan die Here vanmôre lof of vergeet. Kind van die Here, presies soos wat Prof JP gesê het vanmôre, dit is 'n gunstige tyd in die Here. Kind van die Here, ek wil vir jou sê dat uitnodiging soos vanmôre selfs, waar die Here kom en liefde kom herstel, is nie altyd net 'n wit-swart saak nie. Dit is nie altyd 'n saak van niks of alles nie. Dis omdat daar altyd meer is. In my lewe is daar 'n begeerte dat my lewe meer van die liefde van Christus sal openbaar. Want ek weet daar is 'n tekort. En daar is meer.
'n kind van die Here, ek het baie skrif vandag bymekaar gesit. Baie. Want ek wou nie so seer veel selfpraat vandag nie. Maar meer dat die woord praat en die gees van die Here bevestig. Maar soos die oggend aangaan en die gees van die Here reeds werk, besef ek vanmôre dat ek gaan nie al hierdie woord deurgaan nie. Ek gaan nie vanmôre alles lees nie. Ek gaan vanmôre opsom wat die Here vandag op hierdie kruisdiens vir my gegee het en wat aansluit en jy sal hoor op aansluit by dit en die gawe wat die Here kom bedien het. Dit is 'n teken van die Here vir die kerk van God om weer te lewe. Maar nie net te lewe nie, om in oorvloed te lewe. Hierdie kruis spreek van oorvloed. En ek gaan kortliks saam met jou net die gedagte deel wat die Here in my hart kom lê het al so 2 weke terug. Die kind van die Here, ek gaan dat jy vandag na alles toe blaai nie. Ons het nog 'n tafel ook en ek wil tyd bietjie vir ons spaar. Maar jy kan net sit en luister vandag. Daar was 'n eerste Adam. En ons almal ken die verhaal van Adam. Hy is die een wat wonderbaarlik in 'n toestand bekleed met heerlikheid in die paradys kon wandel. Daardie Adam, as jy terugonthou van Moses kon nie eers naby die Here kom nie. Die Here moes maar verby Moses gaan. En laat Moses hom net van agter af sien en selfs toe nog het Moses gegloei van die heerlikheid van die Here. Maar daai eerste Adam kon in die aandwinding saam met God self wandel. Kind van die Here, kan jy meer oorvloed as dit vir jouself voorstel? Om in die aangesig van God te kan wees, bekleed met heerlikheid. En ons weet wat gebeur het daar in die paradys. En ek wil nie alles deurgaan nie. Ek wil net na daai laaste paar woorde toe gaan wat die Here deel met Adam in Genesis 3. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Die kind van die Here, ek wil net moet besef dat hierso vir die Here om vir die mens 'n rok van vel te kon moes maak, moes daar tog 'n dier geslag gewees het. Waar sal die vel vandaan kom? En daar reeds word 'n offer gebring. En vanuit daardie bloedoffer kry die mens 'n rok van vel. 'n Bekleedsel van vel. Daardie mens wat bekleed was in die heerlikheid van die Here. Maar daardie offer, daardie bloed wat gestort was van daardie diere om daardie rok van vel mee te maak, kon die mens nie herstel in daardie posisie van heerlikheid. En dit kon die mens nie in die tuin van Eden nou nie. Vers 23 sê die Here, toe stuur die Here God hom weg by die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem het. En daardie bekleedsel van 'n rok van vel kon die mens nie meer met God in die aanwyding wandel. Ek het wanneer ek het die hele klomp skrifte net hier gehad aangaande die tweede Adam. Maar ek gaan nie alles lees vandag nie. Julle ken skrifte soos Jesaja 53 wat wel bekend is vir 'n dag en 'n diens soos vandag, maar ek gaan nie alles lees nie. Ek gaan na die einde van die boodskap. Daardie dag
soos Prof J.P. beskryf het, hierdie dag. Toe Jesus aan die kruis hang. Toe al daardie verskriklike dinge aan hom gedoen is. En hierdie kansel het dit al wonderbaarlik oorgedra, wat alles met Jesus gebeur het. Toe Jesus daar aan die kruis hang, in Johannes 19, vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Die Here Jesus sê, dit is volbring. 'n Kind van die Here, toe die Here Jesus sê, dit is volbring, kom daar 'n volkome offer. Nie soos die offer wat die mens net bekleed het in 'n rok van vel nie, maar 'n offer wat volkome is. Toe Jesus sê dit is volbring, kind van die Here, toe maak hy 'n transaksie klaar. Toe betaal hy ten volle. Dan weet jy, ek het so vir interessantheid, het ek op die internet gaan kyk en die slim mense gevra. Wat is die mees kosbaarste kommoditeit wat jy in vandag se wêreld kry? En hulle sê dit is ruolie. Ruolie is jou kosbaarste kommoditeit wat jy vandag kry. En as jy tog daaraan moet dink, as ruolie ewe skielik moet wegwees, alles wat brandstof en alle masjinerie en alles waarmee hierdie aarde en die wêreld van ons hardloop sal gaan staan. Maar kan ek van die Here ook vir jou sê dat al die ruolie wat hierdie aarde opgelewer het, van dag 1 en nog sal oplewer, tot die laaste dag waar die Here ons kom haal, kan nie betaal vir 1 sent. Want dit wat kon betaal, was die bloed van die egte Seun van God. Die bloed van die Seun van God wat nie gebore was uit die saad van 'n mens nie, maar uit die saad van die Godvader self. Hy was nie uit die bloedlyn van 'n man nie. Hy was uit die bloedlyn van God self. Daardie bloed was sondevry. Sondevry. Reg deur sy pad op hierdie aarde, reg deur sy versoeking op die berg, reg deur alles wat hy deurgegaan het, reg deur al daardie swaar kry wat hy deurgegaan het, het daar nie 'n druppel sonde in daai man Jesus ingekom. Ek en jy, kan jy 'n uur gaan sonder sonde. En daardie suiwer bloed, die grootste kommoditeit wat nog ooit bestaan het, betaal. Maar dit betaal ook vir die dierbaarste skepping wat nog ooit geskep was. Dit betaal vir die kroon van God se skepping. Dit betaal vir elke siel wat nog ooit gebore was en sal wees. En Jesus beklink 'n transaksie. En kind van die Here, daardie oomblik, toe Jesus daardie transaksie beklink en hy sê dit is volbring, toe effektiewelik trek hy elke rok van vel van elke gewederwaarde kind van God uit. En nie meer het die mens en die kind van God nodig om in 'n minder te funksioneer en te loop nie. Want die rok van vel is 'n minder. Dit was nooit die idee van die Vader dat sy seuns en dogters moet loop bekleed met 'n rok van vel nie, maar dit was sy idee dat hy sy kinders met die heerlikheid van homself sal wandel. En daardie dag toe Jesus sê dit is volbring, ek lees vir jou Johannes 17. En ek bid nie vir hulle alleen nie, dis Jesus aan die woord, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo,
dat almal een mag wees, net soos U. Vader in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Jesus sê, dit is volbring, so is daardie woord volbring. Ek kan van hierdie 'n tweede ding, wat die Here Jesus Christus daardie dag gedoen het. Die Here Jesus Christus daardie dag sê, dit is volbring. Toe hy betaal met daardie kosbare bloed, toe sluit hy spreekwoordelik die paradys weer oop. En hy maak dit, dat hulle wat bekleed is, in hierdie bekleedsel van die heerlikheid, van sy heerlikheid, weer in die nabyheid van die Vader kan ingaan. Daar waar Moses nie naby kon kom, daar kan die kind van God weer ingaan. Ek lees vir Hebreërs 10, vers 19 tot 22. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Jesus sê dit is volbring. Sluit hy my nabyheid met God die Vader weer oop. Kind van die Here, dan moet ek vra, hoekom soms dan sukkel ons as kerk en lyk dinge nog soos dit lyk? En die antwoord is, kind van die Here, dat soms is dit ons wat nog vashou aan daai rok van vlees. Efesiërs 4 vers 20 tot 24. Maar julle het Christus nie soseer leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouë mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleed, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ek lees nog 'n gedeelte in Kolossense 3. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouë mens met sy werke afgelê het. En julle het met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Waar daar nie Griek en Jood en besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as dit een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het. So moet julle ook doen. Jy bekleed julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is, wat die Here klaar vanoggend kom doen het. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord en in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom.
Toe Jesus gesê dit is volbring. Kind van die Here, het hy vir my betaal om hierdie hoë Christus lewe te kan lei. Hy het vir my betaal my deelagtigheid in die gees van die Here om wel die ou mens te kan aflê. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Daardie dief het sy deel gehad in die paradys daardie dag toe die mens gesondig het. Maar Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Kind van die Here, nie net daardie dag toe Jesus sê dit is volbring, het hy betaal dat my siel nie die dood moes sien. Hy het betaal vir oorvloed. Daardie oorvloed het 'n naam, sy naam is Jesus Christus. Hy het vir my betaal nie net vir lewe nie, maar hy het vir my betaal vir sy lewe. My deel is sy lewe. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Jesus sê, dit is volbring. Die tweede Adam het hy my kleed van heerlikheid om teruggegee. Toe Jesus die tweede Adam sê dit is volbring, besluit hy, spreekwoordelik die paradys weer vir my oop. En ek kan weer een met God wees. En kind van die Here, God ken die mens, God ken die tyd. En dit is 'n gunstige tyd by die Here. En God het besluit, daar sal 'n uur wees waar sy kerk in oorvloed sal wees. Daar sal 'n uur wees waar dit oorvloed van Christus sal wees. Daar sal 'n uur wees waar dit Jesus en hom alleen sal wees. Daar sal 'n uur wees waar die mens nie net sal, sy kerk nie net so sal aanhou loop en sukkel en struikel vanweë sy eie vlees en sy dinge. As 'n uur wat die Here bepaal het vir dinge om anders te wees. En daai uur is nou. Kind van die Here, God het my hart gewys dat hier vandag is nie net 'n kruis nie, maar hier vandag is 'n graf. En jy as jy wil, kan jy saam met my opstaan vandag en jy kan vir oulaas daai rok van vel kom uittrek en hom hier in die graf kom gooi. En kind van die Here, God self sal daai graf agter ons toemaak. En ek wil hê jy moet weet dat van hierdie dag af vorentoe, kind van God, sal dit anders wees vir die kerk. Van hierdie tyd af vorentoe, ons sal oorwinning in hierdie stryd met die vlees smaak. Dit sal nie meer so 'n een tree vorentoe, twee tree terug storie wees nie. God het besluit dat die uur vir die herstel van die heerlikheid van sy kerk aangebreek het. Kind van die Here, ek vandag eerste te lank genoeg pad met die Here geloop dat dit baie versadig is. En ek glo is ook maar net die Here wat sy kerk by so 'n plek van versadiging kan uitbring. Ons kan nie meer met die dingetjies van die self sukkel nie. Daardie vergelykingkies, daardie jaloesie, daardie snaaksighede en praatjies en dingetjies en snaaks kyk na mekaar en al daardie kleinlikhede is nie meer deel van die kerk van die Here. Dis die eer van Jesus Christus.
En ek vanoggend kom trek my rok van vel uit en ek kom lê op hierdie graf vir die Here om toe te maak. En ek staan op, bekleed in die heerlikheid van die Here Jesus Christus. En as jy vanmôre saam met my jou kleed vanaand kom uitdruk. En kind van die Here, ek weet, die goed is relatief, maar dit vir een persoon presies beteken vandag om 'n kleed neer te lê. Dis nie dieselfde as vir 'n ander nie. Paulus het laat in sy lewe het hy nog gesê, ek ag alles as drek, soos hy agter hierdie Jesus aanstreef. Maar jy sal in jou hart weet wat jy vandag, vanoggend, hier voor die kruis in hierdie graf kom lê. Dit is 'n nuwe uur vir die kerk van die Here. Dit is 'n gunstige tyd. En ons moet nou nie uitmis op wat die Here vir ons kom doen. Jy sal sien hoe die vlees knak onder die gesag van Christus in jou. En jy sal oorwinning smaak. Aan die begin van hierdie jaar het die Here gesê, dit is 'n jaar van oorwinning, en dat jy aan die einde van hierdie jaar sal staan en verbaas sal terugkyk aan alles wat in jou lewe gebeur het. Daai gesag oor die dinge van die vlees is absoluut deel van daai oorwinning. Kind van die Here, dit is die boodskap vandag. Ek wil jou vra, as jy vandag saam met my hierdie rok van vel wil aflê, hierdie uitnodiging van die Here wil aanvaar, wil jy nie net op jou voete staan vandag. Ek gaan nie dan vanoggend verder soseer uitnodiging maak vir almal om vorentoe te kom. Maar ek wil wel vra, as daar enige iemand is wat aangaande hierdie uitnodiging persoonlik voel gebid wil word, is jy welkom om vorentoe te kom. Andersins gaan ons dan kommersieel saam van ek vir ons almal bid. En ek wil hê terwyl ek bid, maak jou oë toe. Maak jou oë toe in jou gees. Sien maar net vir jouself hoe jy daai mindere kleed in die gat neerlê en hoe die Here dit kom toemaak agter jou. Hemelse Vader, Here, hierdie dag en hierdie uur behoort aan U. En Here, ons wil U eer gee vandag. Here, dat daar 'n tweede Adam is. Here, wat in die liggaam van 'n mens net soos ek kon loop, maar sonder sonde. Here, wat onsself sondevry kon oppas, sodat sy bloed die kommoditeit kon word, wat voor God se oë genoeg was om te betaal vir my siel en my broer se siel en elke siel wat sy naam aanroep. Here, ons wil U eer gee. En Here, dis omdat ons daai waardering in Christus het, dat dit vandag ons as kerk se begeerte is, Here, dat hy Jesus verheerlik sal word. Here, ons wil deel hê aan die verheerliking van Jesus Christus in hierdie uur. Here, dit is hy en dit is
hy alleen. Dit is hy in my en deur my, Here, wat 'n verskil maak. Here, het U ons dan nie deur al ons tyd van struikel en sukkel geleer, dat in onsself, dit is in ons vlees, in daai rok van vel, is daar niks goeds nie. Maar in Jesus, Here, is alles. Here, ons wil in hierdie uur in die naam van die Here Jesus Christus in daai oorvloedigheid wandel. Oorvloedigheid, Here, van alles wat Jesus is. Oorvloedigheid in die gees van die Here. Oorvloed, Here, van liefde en bediening. Oorvloed, Here, uit die hand van 'n lewende God. En Here, ons dankie dat U 'n oggend soos vanoggend aangebreek het, Here, dat U U hand uitsteek om ons te kom help. Here, ek bid vanmôre dan vir elke kind van God wat opgestaan het en wat daardie ou rok van vel kom afgooi. En ek bid, Here, dat daar getuienis sal wees van weer die heerlikheid van Jesus wat uit sy kinders skyn. Ons eer U vandag hier voor Here in Jesus Christus naam. Amen. Kind van die Here, baie dankie. Jy kom maar sit. Die Here eer gee vir sy teenwoordigheid in ons midde en vir sy hulp. Ek dink dit is 'n wonderlike gepaste dag vir ons vandag om aan die tafel van die Here te sit. Ek gaan dan oorbeweeg na die tafel toe en ek gaan my vrou vra en my kinders wat ons gaan help vandag om te bedien. Asseblief, dankie. Geliefdes, dit is regtig vir my 'n baie groot voorreg om op hierdie oggend en in hierdie wonderlike tyd wat ons besig is om te ervaar in die Here, saam met my gesin, die tafel van die Here en julle te bedien. En ek weet dit is berge en berge vol van genade wat dit so laat gebeur vandag. Ek lees vir ons net 'n gedeelte uit Johannes uit. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hemelse Vader, ons dankie vandag vir hierdie tafel. Here, ek bid vandag vir elke een wat deel het aan hierdie tafel. Ek eer U vandag, Here, dat hierdie tafel spreek van die vergifnis van sonde, van die deelagtigheid in die oorvloed wat Jesus is. Die tafel spreek, Here,
dat U ons kom herstel het in die heerlikheid van die Here en in die aangesig van ons Vader. Ons eer U vandag daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit, tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Is daar enige iemand wat oorgeslaan is? Almal gekry.
vir broer Niels vra of hy vir ons dan net vandag se diens sal afsluit. Sommige net daar.